Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Het is altyd vir my so lekker as ons met mekaar kan saampraat oor die werklikhede van die grootste gebeurtenis wat op planeet Aarde gebeur het. En die werklikheid daarvan is ook dat die skrif sê vir ons dat ons moet kom tot 'n eenheid van die geloof. Efesiërs 4 praat heeltyd daarvan dat ons moet kom tot die eenheid van die geloof. Met ander woorde, is so lekker as ek met hierdie werklikhede kan deel en ek luister ook na ander mense en hierdie hele werklikheid wat ons moenie een na my eenheid toe kom of eenheid met iemand anders te doen. Ons moet eenheid wees met hierdie groot God. Hy sê daar's net een God, een Vader, een Here van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. So mense, dis baie belangrik. Daarom moet ons bly by die bron. Ons moet bly by die evangelie, ons moet bly by die woord. En dan sê die skrif vir ons dat 'n fontein kan nie vars en brakwater voortbring nie. So ons moet gaan kyk en dan moet ons gaan, maar ons moet bly by die oog van die fontein. Want die water by die oog van die fontein is die suiwerste. So die oomblik as ons na die skrif kyk, soos wat God hom vir ons ingegee het, dan is ons by die suiwer werklikheid. Maar die oomblik as ons begin afbeweeg in die stroom en ons begin kyk na mense se insettinge en wat mense daaroor sê, dan sê 1 Johannes 5 vers 9, hy sê, hoe is dit dat julle getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie. Mense, so ons kyk daarna, dis lekker om met mekaar hierdie werklikhede te deel. En dis vir my so belangrik dat ons gaan kyk dat hierdie is 'n werklikheid wat God gedoen het vir alle mense. Selfs die nie-Jood, die heiden is in Christus ook ingesluit, want Jesus praat daarvan onder andere in Johannes 10. Hy sê daar skape van 'n ander kraal wat ook hierby moet aansluit en dit sal wees een kudde en een herder. So fantasties as ons weet, as ons daarna gaan kyk na die absolute insluiting van dit wat Jesus Christus kom doen het. Ek dink nie ons het enigstens regtige reg om mense uit te sluit nie, want dit is absoluut wat Christus gekom het om te doen, om vir elke mens in te sluit en vir elke mens waarde te gee, want so lief het God die wêreld gehad. Dis die goeie nuus daar. Mense, belangrik, as ek net daarna weer gaan kyk, in Genesis kom God en hy skape die mens en hy berei vir die mens 'n hele aarde voor waarop die mens kan leef. Hy voorsien die mens van suurstof, hy voorsien die mens van voedsel, hy voorsien die mens van alles. Die mens het niks tekort gehad nie. En toe het God gekom en dit is absoluut wat ek vergelyk dit baie keer met, ons praat nou van 'n aquarium waar jy nou visse aanhou en dan praat hulle van 'n terrarium waar jy nou een of ander akkedisserigheid of ietsie aanhou. Dan is dit iets wat jy gaan sit voordat jy daardie troeteldiertjie van jou daarin sit. Gaan jy en jy rig hom op, jy sit sand in en jy sit koel plekkie in en jy sit water in en jy sit 'n warm lug in en jy berei daai terrarium so voor dat daardie oomblik as jy daardie troeteldier van jou daarin sit, dat hy daar kan leef, en dit is wat hy sê, in him we live and move and have our being, dat hy daarin kan leef. En dit is wat God gedoen het in Genesis. Hy het die mens gemaak en vir die mens hierdie groot werklikheid gegee. En hy maak die mens in sy beeldnis en gelykenis wat natuurlik gees is. En toe gaan die mens en hy sondig. Met ander woorde, ons praat van die sondeval. Dit was die probleem. Die probleem op planeet Aarde is die sondeval wat nie ek gedoen het nie. Dit gaan nie oor my sonde nie. Dit gaan oor die sonde wat Adam in die wêreld ingebring het. En dis wat hy sê in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit Romeine 5 so van vers 14 tot 21 spel dit vir jou baie mooi uit, dit wat die een mens Adam kom doen het. Maar toe het hierdie groot God gekom en dit wat hy gesê het in Genesis, vrou jou saad gaan sy kop vermorsel, kom hy en hy bring hierdie werklike, hy bring die herstel in Jesus Christus. Romeine 5 van vers 14 tot 21 gaan lees dit, die groter werk wat plaasgevind het. En tot vandag toe is dit vir my vreeslik interessant, dat almal glo dat Adam kon die hele wêreld in sonde dompel. Maar bitter min mense glo dat een mens, dis nie 'n mens nie, dis Jesus Christus, dit was God homself. Hy kon nie daai herstel bring nie. Hy kon net nie. Nee, dat ons moet hom help. Hy het 'n halwe herstel gebring. Hy het ons in staat gestel om te herstel of wat ook al. Nee mense, die skrif sê nie daarvan. Die skrif sê dat
God het in Christus gekom, hy het al die ou mense, die Adamiese ras, gevat en in Christus gesit. Christus het vir die mens gesterf en hy het opgestaan na 3 dae. Hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe, naamlik sy lewe. Daai selfde lewe wat dit oorwin het. En dan sê Efesiërs 1 vers 19 en 20 sê, en jy het nie net opgestaan en nou sukkel jy maar voort nie. Hy sê, dieselfde krag wat in Jesus Christus was, waarmee God hom uit die dood uit opgewek het, daai selfde krag is nou weer in jou. En as ons dit nie verstaan nie, dan moet ons teruggaan na Jesaja 9 vers 5 toe, wat sê, kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, Raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis die een wat nou in my is. En dan kan ons verstaan hoekom die skrif vir ons sê in Efesiërs 3 vers 20, meer as wat jy kan dink of bid, kan God doen deur die krag wat nou in jou is. Mense, dis 'n werklikheid hierdie, ons moet in hierdie skrif inkyk en ons moet gaan kyk na hierdie geskenke wat God vir ons gegee het in Jesus Christus. So God kom en hy bring 'n totale herstel in Jesus Christus deur die ou mens weg te vat en vir ons 'n nuwe lewe te gee. Hebreërs 1 praat daarvan dat die blou druk wat Jesus Christus was, het hy uitgehou. So, maar nou is dit ook belangrik dat daar was 'n rolspeler gewees, naamlik die duiwel. Hy het al hierdie werklikhede besef. As jy net gaan kyk in Job 1, dan sê hy, en die kinders van God het voor hom verskyn, en onder hulle was Satan ook gewees. Mense, so ons moet verstaan dat met wie was hy gewees? Hy het al hierdie werklikhede geweet. Daar moes 'n plan gemaak word sodat hy dit nie kon uitvind nie, want en dit sê ons byvoorbeeld in Johannes 16 vers 12 en 13, dan sê Jesus vir die disippels, hy sê vir hulle, kan nie nou vir julle die volheid gee nie, want julle kan dit nie nou dra nie. Want hoekom nie? Nou sê, na die kruisiging en die opstanding, dan sê 1 Korintiërs 2 vers 8 vir ons, want as die duiwel dit geweet het, sou hy nooit toegelaat het dat Jesus gekruisig word. So daarom was hierdie goed gewees verborgenhede. Daniël kom en hy sien hierdie groot werklikhede wat God vir hom wys. Hy sê, Here, moet ek dit bekend maak? God sê, nee, sluit jy dit toe. Ek sal dit bekend maak wanneer dit bekend gemaak moet word. So dis baie, baie belangrik, dat hierdie hele werklikheid van Jesus Christus is gespreek in verborgenhede. Dit was verborgenhede gewees. Maar nou die sleutel om verborgenhede oop te sluit is openbaringskennis. Die twee speel baie belangrik saam. Dis nie kennis nie. Kennis maak opgeblaase, maar dit is die openbaringskennis, die openbaring eerste van wat het God gedoen in Jesus Christus. Dis die eerste openbaring waartoe ons moet kom. En dan die tweede een is dat ons moet besef dat ons was in Christus toe hy gesterf is. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig. En dis baie belangrik, dis hoekom in Markus 4, dan praat Jesus daaroor, dan sê hy vir hulle, net nadat hy hierdie grondkondisies vir hulle verduidelik het, en hy sê vir hulle, die saaier saai die woord, dan sê hy vir ons klaar, hy gee vir ons klare tip, waar gaan ons hierdie werklikhede kry? En dan kom hy, dan sê hy in die 22ste vers Markus 4, dan sê hy, daar's baie dinge wat verborge is, maar wat nog geopenbaar sal word. Dit sal nog geopenbaar word. So Jesus kon dit nie vir die mens sê nie. En dit is daardie werklikheid. En dis hoekom dit so wow is, as jy gaan kyk na die kruisiging en die opstanding, byvoorbeeld Kolossense 1 sê vers 26, dit wat vir eeue en geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is, naamlik Christus in julle. Daai werklikheid, daai groot werklikheid, dat Christus is nou in julle. Dit was verborgenhede, maar dit is nou geopenbaar. Nou kom Paulus en hy skryf daaroor hier in 1 Korintiërs 2, dan sê hy, as hy oor hierdie werklikhede na die mens toe kom, want hy weet klaar, hierdie ouens gaan my nie glo nie. Hulle gaan my nie glo nie. Hy sê, so ek kom nie na julle toe met mooi woorde. Mense, ek het nie daai om 'n verskriklike show op te sit nie. Nou Paulus kom dieselfde, hy sê vir hulle, hoorie, nie laat ek sê daar's fout met iemand, mense het baie talente vir sekere goed, maar hy sê, kom nie na julle toe met verskriklike woorde en oortuigings nie, want as ek jou oortuig, dan beteken dit ek moet jou oortuig hou. As ek jou bang maak, dan moet ek jou bang hou.
Nee, hy sê nee, ek kom glad nie in 'n menslike oortuiging nie, maar ek kom met die woord van God, ek kom met die krag van God na julle toe, want dan gaan God dit in stand hou, en dis een van die groot goed, dat as God dit doen, as hy die werklikheid doen, dan hou hy dit in stand. As ek dit probeer doen, dan moet ek dit in stand hou. So kom ons luister gou, hy sê 1 Korintiërs 2 vers 1, hy sê, toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders te onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde, met ander woorde die kruisboodskap. Dit is wat hy sê, wat hy vir ons gaan bring. Hy sê, en ek was ook by julle in swakheid en vrees en 'n veel bewing, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Jy sien, betoning van gees en krag. Hy sê, want dit is hierdie werklikheid van God. Ons sê dit nou in die vorige en die enetjie voor hulle gepraat daaroor, in Efesiërs 1, dan praat hy van die krag, en sê dieselfde krag wat Jesus Christus, wat in Christus was, wat hom uit die dode uit opgewek het, woon nou in ons. Daai selfde krag. Jy sien, so, Paulus sê, ek kom na julle toe, want God wil hê ons moet weer heers in hierdie wêreld, want hy het 'n herstel gebring vir die mens. Nou wil hy ons moet weer in hierdie lewe heers, maar deur Jesus Christus, nie deur jouself nie. So dis hoekom hy sê, hy betoning van gees en krag. Hy sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Dat dit in die krag van God bestaan. Hy sê, tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Van ewigheid af voorbeskik tot ons heerlikheid. Dan gaan hy en sê, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Dan gaan hy verder, dan sê hy, wat is hierdie hele werklikheid? Dan sê hy, vers 12, dat daarom het God vir ons sy gees gegee. Hoekom? Vir ons sy gees gegee, sodat ons kan ondersoek wat God ons uit genade geskenk het. Gee vir ons sy gees. Hy sê, niemand weet wat in die gedagtes van iemand anders aangaan nie, behalwe hy self nie. So weet ek ook nie wat in die ou of in die ou aangaan nie. Maar so weet ons ook nie wat in God aangaan nie. Maar daarom het God vir ons sy gees gegee, en omdat ons nou sy gees het en hy gees is, sê hy, nou kan ons hom ondersoek. Ons kan ondersoek wat hy ons uit genade geskenk het. En dan gaan hy so verder, en hy verduidelik hierdie totale herstel wat gekom het in 1 Korintiërs nou, 6 vers 17, dan sê hy wat God aanbid of aanhang, is nou een gees met God. Sien nie wat 'n groot werklikheid, wat 'n groot boodskap is dit hierdie. Hy sê, ons vergelyk nou geestelike dinge met geestelike. Hy sê, die natuurlike mens kan nie hierdie dinge verstaan nie. Hoekom nie? Omdat dit alles geestelik beoordeel word. So die totale herstel het gekom, en dit is in die gees. En daardeur die oomblik as ek Jesus Christus aanvaar, of dit wat hy gedoen het aanvaar, en ek aanvaar hom as my lewe, dan is ek weer gees. Ek is weer in die volle herstel, want hy sê dat hy die blou druk uitgehou in Hebreërs 1, en dit is Jesus Christus. Nou mense, ek dink altyd daaraan, dan kyk ek so bietjie na die moontlikheid van net so ietsie wat dit vir ons makliker kan maak. En dan nou weer hierdie 3D prente wat die mense het, wat hulle stuur nou op die selfone, en jy kry prente van dit en alles. En so ding as jy na hom gaan kyk, dan sien jy hy het net 'n klomp blokkies en kolletjies en goed wat so patroontjies wat so herhaal. En die idee van dit is om daardie prent te vat, en dan moet jy hom vat en dan moet jy hom nader na jou gesig toe bring, deur te fokus. En dan, jy moet bly fokus. En na mate jy hom dan nader bring en wegvat van jou af, dan begin daar 'n prent uit daardie werklikheid uitkom. Met ander woorde, nou begin hy nie meer met die oë sien nie, nou begin hy in jou brein, begin daardie prentjie vorm, deur die prentjies wat daar is. Daar's net 'n klomp blokkies en goed, jy kan dit maar gaan kyk, jy kan dit vergroot, jy kan doen wat jy wil. Maar die oomblik wat jy dit begin
weg en nader bring, dan begin jy fokus, jy bly gefokus, en dis hoekom ek baie keer ook sê, geloof is 'n gekonsentreerde fokus, en die oomblik wat jy bly fokus op die kruis, en die opstanding van Jesus Christus, hoekom sê ek dit? Kruis is, die ou mens is weg, saam met Christus gekruisig, in opstanding, toe gee Christus vir ons sy lewe. En ek begin daarna kyk, en dan begin hy in jou brein, net so is dit hierdie hele werklikheid vir ons. Nou baie keer dan kom jy dan weet jy vir mense daai goed, dan kyk hulle en sê hulle, ag ek sien dit nie. Of anders sê, ag ek stel nie belang om dit te sien nie. Weet jy, en dit maak nie saak nie, maar dit is ook so, dat baie keer kom die mense by die skrifte, as jy hierna kom, dan sê, in my eerste ding toe ek hierdie boodskap hoor, die vryspraak hoor, die geregtigheidsboodskap, toe sê ek, ag man, ek het my kerk, ek wil niks met dit te doen hê nie, ek het my kerk. En in onkunde was ek gewees, en nooit gedink aan hierdie werklikheid nie. So dis reg mense, dis baie, baie belangrik, wat 'n mens moet kyk, maar jy moet na hierdie werklikhede gaan kyk, jy moet fokus, daar's van hierdie films wat jy gaan kyk, iemand vertel my, hulle gaan kyk die film, hulle sien, maar hulle sien nie vreeslik nie, maar hulle sien almal het brille op, toe sit 'n 3D film, en jy moet 'n bril hê waarna jy kyk. Met ander woorde, die hele werklikheid is daar. Jy moet daai bril opsit. Jy moet die skrif deur God se bril sien. Hy sê, moenie na die ou luister of na daai ou luister nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan om, daar's een siening en dit is God se siening. En na mate jy daarna gaan kyk. Mense, dis so belangrik. Jy gaan kyk byvoorbeeld in 2 Konings, dan praat hy, was daar 'n probleem gewees dat Elisa het vir die koning gesê, wanneer hulle teen hom oorlog wil maak, dan maak hy die planne aan hulle bekend, en die opposisie se koning sê toe, hulle moet vir Elisa gaan vang, en die oggend toe die diensknegt uitkom, toe sê hy, my heer, ons is dit groot moeilikheid, want ons is omring van perde en soldate. Elisa kyk en al wat hy doen, hy sê, Vader, hy bid net, hy sê, Vader, maak net, Here, maak net sy oë oop, dat hy kan sien. En toe sy oë oop gaan, toe sien hy, dat rondom hulle is daar nog 'n groter leermag van engele. En dit is waar hy dan gesê het, sodat hy kan sien, Here, maak sy oë oop, dat hy kan sien, daar's meer wat vir ons is, as hulle wat teen ons is. Mense, dit is so belangrik, ek kyk baie keer na hierdie goed van Josef, en kyk na Jakob, wat met die engel gestoei het, en dan hy het met die engel gestoei, en hy het die engel gewen, en dan dink jy net daaraan, ag, dis nou maar net 'n storieetjie hierdie, maar dan kyk jy net op 'n ander gedeelte, dan praat hy Jesaja 37, dan praat hy daarvan, dan sê hy dat in een nag het 'n engel gegaan en 185.000 mense doodgemaak. Dan sien jy, hierdie is nie net sommer 'n storieetjie nie, dis daar met 'n werklikheid, maar ons moet diep in kyk na dit. Ons gaan kyk na Jakobus 1 vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Nou mense, is 'n fantastiese skrif hierdie. Hy sê, hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Mense, dit is met ander woorde, dis nie net hier nie. Jesus praat daarvan self in Markus 4, met die gelykenis van die saaiër, en praat hy daar met hulle, en sê hy, pas op wat julle hoor. Hy sê, want met die maat waarmee julle meet, sal daar vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir hulle wat hoor. Met ander woorde, hoe meer ek in hierdie volmaakte wet van vryheid inkyk, hoe groter werklikheid sal dit wees. Jesus sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Vers 36 sê hy, en as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees, en hulle stry met hom, hulle sê, ons was nie slawe gewees, en jy sien, want dit was nog toegesluit, dit was 'n verborgenheid wat gepraat is, en die openbaring is oop na die kruisiging. Sien, alles voor die tyd verborgen, na die tyd was daai verborgenhede oopgegaan. Galasiërs 5 vers 1 sê Paulus, staan dan nou vas in die vryheid, waarmee Christus julle vrygemaak het. En moenie weer in die juk van slawerny kom nie. So mense, baie, baie belangrik, dat 'n mens moet diep inkyk, en na mate jy diep inkyk, en in die geestelike werklikhede, dan sien jy daar, dat die geloof, hy aktiveer die gees. Geloof is 'n oortuiging. Na mate jy tot 'n groter oortuiging kom van dit wat Jesus gedoen het,
dan aktiveer dit die geestelike werklikheid in jou en jy sal hierdie geestelike werklikheid insien. En dit is hoekom 1 Korintiërs 2 ook sê, die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees verstaan nie, terwyl die natuurlike mens kan dit verstaan, want alles is geestelik. Hy sê, want God is gees, en hy sê ook in Johannes 4 vers 24, en God wil hê dat die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So as jy nie diep inkyk in hierdie werklikhede nie, gaan jy die geestelike werklikheid nie sien nie, en jy gaan nie God in gees en werklikheid in waarheid kan aanbid nie, en jy gaan altyd bly smeek, die vlees bly smeek, omdat hy iets wil hê. Die gees sê altyd dankie, want hy besef wat hy reeds gekry het. Mense, baie belangrik, ek wil net hier vinnig oor die gedeeltetjie praat. Nou praat Jakobus ook hierso, maar dader van die werk, en baie mense wil nou nie daai tweede gedeelte, die B-gedeelte van Jakobus 1 vers 25 aanhaal nie, want hy gaan verder, dan praat Jakobus baie daarvan, van die geloof en die werke. Wys my jou werke, dan sal ek jou my geloof wys. Nou al wat Jakobus daar sê vir die mense is, dat hierdie geloof moet seker vrugte dra. En dit is baie, baie belangrik, dat ons dit besef. Een van die predikers sê, jy hoef niks vir my te sê oor jouself nie, vat my na jou tuin toe, dan sal ek sien wat jy in jou tuin geplant het, en dit wat jy geplant het sal opkom. Dis maar basies dieselfde werklikheid, maar wat is belangrik? Ons moenie hiervoor skrik nie, want dit is weer eens daardie werklikheid van Galasiërs 5 vers 22. Hy sê, die werke van die wet, en dan sê hy die vrugte van die gees. Met ander woorde, die gees dra die vrugte, nie jy nie. En dit is so belangrik, hoekom jy absoluut in God se rus kan ingaan, en dit is wat Hebreërs 3:4 vir ons sê, gaan in God se rus, in die werklikheid, jy het jou lewe vir Christus, jy het jou ou lewe afgelê, jy het Jesus aangeneem as jou lewe, laat hom toe om jou lewe te wees, gaan in God se rus in, dat soos in daardie terrarium, het hy vir jou 'n 100% werklikheid voorberei. Efesiërs 2 se laaste versie praat in die King James, en praat hy van die habitat wat God weer vir ons geskenk het. Hy is die habitat waarin ons kan lewe. Mense, so fantasties. En dan gaan kyk jy daarin. So, Galasiërs 2 vers 22 sê vir ons dat die vrugte van die gees, of dit sê ook nie vrugte nie, dis die vrug van die gees, dis een vrug. Die gees dra die vrug, nie jy nie. En dit is baie belangrik. En dan is ons ook belangrik hier, dat ons ook weet, dat die gees dra die werke, nie jy nie. Dis nie jy wat die werke dra nie. In Johannes 6 kom hulle na Jesus toe en hulle vra vir Jesus, watte werke moet ons doen? Dis nou nadat hulle die brood geëet het, die vermeerdering van die brood. Watte werke moet ons doen om die koninkryk van God te volbring? Dan sê Jesus vir hulle, dit is die werk, enkelvoud. Hulle vra meervoud werke, Jesus sê, dis die werk dat julle moet glo. Dis jou werklikheid. So wat die gees betref, is dit absoluut net een ding, dis die geloof. Dis niks wat jy uit jouself doen nie, geen bydra nie, moenie 'n bydra daarby sit nie. Maar die oomblik as ek die lewe van Christus het, dan begin hy werke in jou dra. En dis niks wat jy doen, jy probeer nie meer dit of wat nie. Here, wat wil u hê? Wat is u wil? Here, hier is 'n situasie, wat moet ek in hierdie situasie doen? Want ons moet nooit vergeet nie, Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus is nou my lewe. En ek laat hom toe om my lewe te wees, my werke te volbring en die vrug te dra my lewe. Amen.